Asai, goeiemôre van my kant af. Het is lekker om almal te sien en hier so 'n paar bekende gesiggies wat ek weet julle kom al van Pretoria af en nou sê julle is in die land van jy weet melk en honing. Ons kom van die land van geleenthede af, so nee, Arno. Nee, jy mag dit nie sê nie, jy bly nou hier. So, maar dit is lekker om hier te wees. En ja, ek en Jaco journey al nou vir 'n hele paar jaar saam, oor die 20 jaar. Ons het nou die dag, ek dink is seker so 'n paar maande terug toe gaan dink ons oor die goed wat ons al saam aangevang het en die goed wat ons amper in die moeilikheid gekry het en die goed wat ons oor gewonder het. En een van dit was wat ek vanoggend met julle wil deel, 'n storie wat ek en Jaco of nie net ek, maar Jaco se gehoorsaamheid was eintlik by Raslou wat ons noem heiliglik ons tweede diens, maar gevoel, hy het in sy hart gevoel, die Here praat met hom om 'n Engelse diens te begin. En met dit het die Engelse diens begin en daar was 'n hele paar, kom ek sê, speed bumps, nie obstacles nie, speed bumps. Wat ons gevoel het, hierdie ding kom net nie van die grond af nie en 'n hele paar goed. So jy kan indink met verskillende mense met verskillende agtergronde, verskillende tale, verskillend groot geword, kan jy net dink, jy weet, hierdie ou braai met 'n braaitang en daai ou braai met 'n vurk. Okay, hierdie ou eet pap en sous met sy braaivleis en hierdie ou wil slaai en braaibroodjies eet. So, dis verskillend, maar tog het ons besluit, ons gaan aanhou met hierdie ding. En dit was regtig uitdagend en vandag is ons so bevoorreg om te sê, wanneer ons terugkyk en besef ons die karakter wat gebou het, en vandag wil ek vir Jaco eer in sy afwesigheid, dat vandag, as ons nou vandag kyk, 6 jaar later, sit ons met daai diens vol by die 800 mense, 6 jaar later. En dis net so 'n bietjie nes van daai kant af, van dit wat die Here kan doen. En dit is wat vriendskap ook doen, is om saam te kan journey. En partykeer wonder ons, hoekom die Here sekere mense op jou pad gebring het, en daar's 'n rede. En ek wil vandag bietjie dit kom uitbeeld, maar voor ons daar kom, hierdie seentjie en sy ma, gaan deur 'n paar foto's, familiefoto's. Wie is hierdie mooi geboude man met die spiere wat daar langs ma staan? Dis jou pa. Seentjie vra verbaas en met angs in sy oë, nou wie is die oom wat nou met ons bly? Want julle weet hoe werk dit, 'n borskas word 'n hangkas, nee. So, maar nietemin, ons is besig met hierdie reeks oor vriendskap. Vriende soos hierdie. Daar's 'n spreekwoord wat sê, vriende soos julle het ons nie vyande nodig nie. Ons praat dit altyd, maar vriende soos hierdie, en verlede week die belangrikheid van vriendskap gaan kyk, en wat is die belangrikheid? Hoekom is vriendskap vir ons so belangrik? Wat is die anker van dit? En ons kan nie anders om na die woord te kyk nie, want die woord leer ons wat vriendskap eintlik is, en eintlik besef ons baie keer, vriendskap is noodsaaklik vir jou lewe, maar dis 'n no-brainer dat as vriendskap net noodsaaklik is vir jou lewe, hoe te meer is vriendskap nie belangrik as gevolg van ons geloofslewe. Dit is belangrik, dit is hoekom ons hier so sit vandag. As jy nie vriendskap geag het nie, was jy dalk nie hier nie. En verlede week baie sterk gefokus op die konsep van wysheid in vriendskap en hoekom wysheid so belangrik is. En Spreuke 27:9 sê, olie en reukwerk verbly die hart. En net so aangenaamheid van 'n vriend van wie 'n welgemeende raad. Jy weet, ons het altyd raad nodig, en as ons mense vertrou, is daar raad. En wanneer ek praat van vriendskap, is dit bietjie breër, nee, jy het 'n vriendskapsverhouding met jou vrou. Jy weet, as ek raad nodig het en ek sê vir my vrou, jy weet, wat dink jy van hierdie? Dan gee sy vir my raad. Ek sal nooit vergeet, sy het vir my die beste raad eendag gegee toe ek verskriklik kwaad was 'n hele paar jaar terug vir my kampuspastor, toe ek die tienerleier was, en jy weet hoe werk dit, tieners, alles wat in die kerk verkeerd gaan, blameer hulle mos die tienerleier. En dit was so, hulle het alles blameer, maar dit is ook aangaande ek het gesê, ek sal liewer, jy weet, verskoning vra as toestemming. So ek was so bietjie van 'n rebel in dit, maar dit het gewerk, en ek onthou, ek was so kwaad, en toe skryf ek my brief, en ek is klaar, ek bedank, ek is klaar, ek is nou klaar met hierdie, ek gaan iets anders gaan doen. En ek stap met my vrou toe, ek sê vir
ek is klaar, ek gaan nie meer nie, wat moet ek doen? Sy sê, ek sê jou wat, skryf jou brief, skryf presies wat jy wil sê. Ek sê, ja, ek stem saam met jou. Sy sê, doe my net 'n guns, stuur hom eers môreoggend. Ek sê, fine. Toe hom klaar gestuur, al wat ek net moet druk is send. Die volgende dag, toe voel ek beter, toe sê ek, weet jy wat, ek weet nou nie of ek hierdie brief moet skryf nie. Toe besef ek, he who finds a wife, finds a good thing. Want die wysheid het daarmee gekom, nee, so ek het opgetrou, jy weet, maar so wysheid is nie net in Spreuke in die Ou Testament, maar wysheid sien ons in die Nuwe Testament, wanneer Paulus vir ons kom wys wat wysheid is, wanneer Jesus, en dan gaande dit, wanneer hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31, dis om dit saam te vat, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God. En dan sê hy, dit eintlik so belangrik, ons wysheid kom vanuit God. Jy kan nie wysheid hê as jy in 'n verhouding met die Here staan nie. En so verlede week gesien, dat as gevolg van hierdie wysheid, was dit so belangrik dat Jesus self so ver gegaan het, om sy eie disippels, die mense wat naby aan hom was, het hy hulle nie diensknegte genoem nie, maar hy noem hulle vriende. Nee, Johannes 15:15, ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie, ek noem julle egter vriende. Hoekom? Ek het julle vriende genoem, want 'n vriend weet wat in die ander vriend se lewe aangaan, en hoe belangrik dit is vir ons, om in daai spasie saam met mekaar te kan leef, en so daarom, wanneer ons vandag verder gaan oor vriendskap, dan praat ons eintlik, hoe belangrik dit vir ons is, maar nie net vriendskap en sê, ja maar ek noem jou 'n vriend nie, maar hoe kan ons van 'n perspektief af gaan na 'n meer intentionele gesprek, en 'n meer intentionele aksie, om te kan weet, wat vriendskap regtig vir ons is, en dit is baie belangrik van ons kant af, om te besef, hoe vriendskap eintlik veronderstel is om te wees. En ons kan baie goed oor vriendskap praat, en een van die goed wat ons oor vriendskap kan praat is, hoe kies jy jou vriende? Jy weet, baie vriende weet ons vandag, as ek na my vriende kyk, dan weet ek, dit was toevallig wat ons vriende geraak het. Weet, ons het toevallig vriende geraak, want ons het iets in gemeen gehad, en as gevolg van dit wat toevallig gebeur het, kyk ons vandag daarna, en ons besef, hoe intentioneel daai vriendskap oor die jare gegroei het, en hierdie intentionaliteit het ons op 'n plek gebring, dat ons eintlik nie meer vriende is nie, ons is eintlik meer broers. Want ons deel goed met mekaar, en hierdie vriendekring van my het ons al soveel keer gesien, ons het al saam gehuil, ons het al saam gelag, ons het saam getreur, ons het soveel goed saam gedoen, want ons is daar vir mekaar, en dis wat intentionaliteit doen met vriendskap, en so dit kan ook op 'n plek wees waar jy vermy vriendskap, want jy het al verkeerde vriende gekies in jou lewe. Jy weet, jy het hierdie vriend vertrou, en toe het julle saam 'n besigheid begin, en hierdie persoon het jou ingedoen. En nou sê jy, ek is klaar met vriendskap. Of, jy weet, toe jy jonger was, het ek hierdie vriendin gehad, en hierdie vriendin het my boyfriend gesteel. En dit het teleurstelling beleef. En dis wat baie keer gebeur. Nou, dit gebeur nie met julle hier in George nie, dit gebeur met die ouens daar in Raslouw campus. Spreuke 22:24 sê dit so mooi. Hy sê, moenie vriende maak met humorige mense nie, en met 'n opvleende man moet jy nie saamgaan nie. So iemand wat kort af is, iemand wat nie, jy weet, vat alles vir 'n grap, en alles is net 'n joke, en baie ouens is en dis net so, dan voel jy, Jessie, wat het met jou gebeur? Jy weet, waar het jy nou vanoggend, wie het jou kos gesteel, wie het wat gedoen aan jou, dat jy nou ewe skielik so kort af is met my? Hy sê, maak seker dat jy die regte vriende kies. Maak seker dat jy die mense kies wat jy nie net sien as, ons gaan 'n lekker tyd saam hê nie, maar dit is mense wat jy prioriteit voormaak, is mense wat 'n inspraak in jou lewe gaan maak, en hulle kan 'n inspraak in jou lewe maak. Want die feit is, verhoudinge gaan altyd teleurstelling bring. Altyd. Maar die vraag is, hoe kom ons verby daai teleurstelling? Van baie keer is dit klein goed, dit is baie keer onrealistiese verwagtinge wat ons gestel het, en gesê het, hierdie is my verwagting vir die vriendskap, maar ek het dit nooit gekommunikeer, en as gevolg van dit, is daar teleurstelling. As gevolg van dit, is daar teleurstelling, wat jy wonder, ek het nou regtig gedink, jy moet dit doen. Jy weet,
Onthou, voor ek getroud was, het ek altyd hierdie verwagting gehad, die dag as ek trou, want ek was seker die laaste ou in ons vriendekring wat getrou het, maar ook in die span, in die pastorale span, en ek onthou, dan kuier ons by mekaar, en dan sien ek hoe die vrouens opstaan en gaan opskep vir hulle mans. Dan dink ek, ek kan nie wag. Ek kan nie wag vir daai dag. Dit was een van my, jy weet, vooruitskattings, my doel in die lewe, die dag as ek trou, dan hoef ek nie op te gaan skep nie. En weet jy wat? Toe trou ek, en toe gebeur dit nie. Toe moes ek vir my vrou die verwagting kommunikeer, so ek van, hoorie, ek verwag dat jy vir my moet gaan opskep. Toe sê sy, okay. En toe gaan skep sy vir my die een keer op, en toe sê ek, kom ons ken hierdie verwagting, want ek is nie so honger nie. Sy kyk my so. Sorry liefie. Maar dit is wat vriendskappe baie keer doen, is ons het hierdie verwagting oor mekaar, en dan later kom jy agter, dit was eintlik maar net 'n onrealistiese verwagting. Ek het dit self nog gekom, en ek wil vandag bietjie inzoom op dit, op die intentionaliteit van hierdie vriendskap. Hoe lyk dit? Net weer, wanneer Jesus sy disippels vriende noem, dan besef ons die waarde wat hy ag op verhoudinge. Hoe hoë waarde vriendskap eintlik vir hom is, en verhouding is gaan verder, want jy kan 'n besigheidsverhouding hê, jy kan 'n ouer of 'n onderwyserverhouding hê, jy kan sekere afstandverhoudinge hê, maar Jesus vat dit een stapie verder en hy sê, kom ek noem jou vriende, want hier's die ding, vriende kuier by mekaar se huise, vriende sien mekaar in ons swakhede, vriende sien mekaar wanneer jy, die Engelse woord vulnerable is, wanneer mense wonder, wat gaan met jou, dan is jou vriend die een wat weet wat aangaan in jou lewe. En so wanneer ons in fokus op dit, sê Jesus hierdie volgende, Johannes, kom help ons om hierdie te verstaan, wanneer hy skryf in Johannes hoofstuk 15, 13, 14 en 17, hy sê, groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. This is amazing. Hy sê nie dat iemand sy lewe aflê vir gelowiges nie. Hy sê vir sy vriende, julle is my vriende, en as julle doen wat ek julle beveel, dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Vriende het mekaar lief. Dis hoekom ons praat van hartsvriende. Jy weet, ons leef in sirkels. Jy weet, jou naaste sirkel wat jy het, is jou sirkel en jou verhouding met God. En na dit is dit jou verhouding met jou huweliksmaat of jou boyfriend of girlfriend, en as jy nog in skool is, dan is dit eintlik jou ouers, maar kom ons hou dit nou daar, en dan so brei uit, en later kry ons maar net kennisse. Jy weet, en daai ou sal vir almal sê, en in my geval sê almal, dan hoor ek hierdie ou sê, nee, ek en Llewellyn is dik vriende. Dan sê ek, maar hoekom weet ek dit nie? Hoekom weet ek nie, ek en jy is so dik vriende? Jy sien, dis wat kennisse doen, ons is daar op die fringe, en ons dink ons is goeie vriende, maar eintlik is ons nie goeie vriende. Van vriendskap is 'n two-way, is weerskante. Nee, so om beter vriend te kan wees, leer Johannes ons iets hierso, wanneer hy eintlik 'n boek skryf om Jesus vir ons bekend te stel, wanneer hy vir ons kom wys wie Jesus regtig is, en hy kom maak hierdie oop, en dan begin hy so in Johannes hoofstuk 1, vers 14, hy sê, en die woord het vlees geword, praat van Jesus. Hy sê, hierdie woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van 'n unieke seun van God, van die Vader. Dan sê hy die volgende, vol van waarheid, vol van genade. Jy sien, daai teleurstelling wat jy dalk met jou vriend gehad het, is die vraag, waar is die genade? Waar is die waarheid? Want, kom ons wees eerlik, as Jesus ons vriende noem, hoeveel van ons in hierdie saal het vandag al Jesus teleurgestel met ons lewe? Dankie, 1, 2, 3. Julle gaan 'n spesiale plek in die hemel kry. Vol van waarheid en genade.
En so dis wat vriende kom doen en so kom betoon liefde en kom betoon waarheid en kom betoon dit wat genade kom doen. So waarheid of liefde kan nie sy uitdrukking kry as dit nie gepaard gaan met waarheid en met genade nie. Want jy kan nie liefde toon aan iemand as daar nie waarheid en genade is nie. Ek weet, ek myself en my vriende het ek al teleurgestel, ek het al my vrou teleurgestel, maar saam met dit het daar 'n stuk waarheid, saam met dit het daar 'n stuk genade gekom. Maar Johannes gaan later, dan skryf hy hierdie brief aan sy een vriend Gaius, en dit is vir my so mooi wanneer hy dit aanhaal, dan spreek hy so in 3 Johannes hoofstuk 1 vers 1 en 2, want dis wat vriendskappe doen. Hy sê, die brief kom van die ouderling en word gerig aan Gaius, die vriend wat ek opreg lief hê, terwyl ons saam verbonde is aan die waarheid. Hy sê, daar's 'n fokuspunt, dit is die waarheid. Hy sê, geliefde vriend, ek hou aan bid, dat dit in alle opsigte met jou goed mag gaan, en dat jy net so gesond sal wees, soos dit geestelik met jou goed gaan. Dis wat vriende wil hê. Ek bid, dat dit met jou goed sal gaan in elke area van jou lewe. As daar gesondheidsissues is, dan bid ek vir jou, dan vertrou ek is bereid om seker goed te doen vir jou, want hoekom? Ek is jou vriend. As dit goed met jou gaan, dan celebrate ek dit en ons cheer dit aan en ons gaan vorentoe, want in die toekoms gaan ons terugkyk en sê, Jesus, ons onthou wat ons daar gedoen het. My een vriend is so baie positief, hy sê altyd, wanneer daar iets negatief gebeur, en een van die goed wat gebeur het was, ons is eendag op saam vakansie en die dag wat ons nou moet ry, toe breek my kar. Nou is daar terug, nou bel ek kom, want hy het die hele tyd gehammer, ag moenie vandag ry nie, ry is môre. En toe eventually, toe moes ons die volgende dag ry. En dit is toe nou daai dag, nuwejaarsdag. Daar is nie 'n mechanic in sig nie. As jy 'n mechanic kry, dan gaan hy sê vir jou, wat soek jy? En toe ons eventually die tools kry, en ons het toe nou 'n ander, jy weet, 'n informant, ons het 'n konsultant gekry, wat ons nou gaan help om die kar reg te maak, sy naam is YouTube. En ons koop toe nou, jy weet, ons het toe nou wifi en alles hierdie, en toe sit ons daar, en ons maak op nuwejaarsdag my kar reg, en toe die kar toe nou reg is, en toe sê ek, okay, dis nou te laat om verder te ry, ek sal die volgende dag ry. En my vriend sê, hy sê, nog 'n storie om te vertel. En hoeveel keer kyk ons terug na goed wat gebeur, dan sê ons, onthou jy daai dag toe dit gebeur het, onthou jy dit, want hoekom? Dis wat vriendskappe doen, dat dit sal goed gaan met jou. Ek bid dat dit sal goed gaan met jou in die totale omvang van jou lewe. 100% genade, guns, liefde. 100% van dit wil ek dit vir jou kom toon. Hoekom? Want dis wat vriendskap so belangrik maak. En Spreuke 17:17 sê, 'n vriend betoon te alle tye liefde. Wat hy so insing. In alle tye. In die slegte tye, in die goeie tye, betoon ons liefde, want verhouding is vir ons belangrik. Jy weet, daar's hierdie storie van, wanneer iemand in die tronk is, en hulle wil hierdie persoon nog verder straf. Jy weet, jy is nou klaar in die tronk, nou wil jy jou verder straf, want jy het nou aangejaag in die tronk. Dan vat hulle eintlik daai persoon, en hulle sit hom in wat hulle noem solitary confinement. Nou, hulle reken die volgende, solitary confinement is a form of imprisonment or detention in which an individual is held in a single cell with little or no human contact. It is characterized by extreme social isolation, sensory deprivation, and reduced activity and environmental stimulation. So wat hulle sê is, hulle vat jou weg van alle kontakte wat jy het met verhouding, sodat jy op 'n plek kan kom wat jy voel wat dit is om nie daai mense om jou te hê, sodat jy weer respek kan kry vir die mens, sodat jy weer op 'n plek kom waar jy sê, ek het mense nodig in my lewe, ek kan nie alleen, ewen terwyl jy in die tronk is, en so, hierdie is regtig dit om te besef, ons wil intentioneel wees in ons verhoudinge, en om intentioneel te wees, is die groot vraag, hoe doen ek dit? Weet jy hoe doen jy dit? Is om teenwoordig te wees.
Dis wat dit is. Onthou ek het nou vir jou gelees in Johannes 1. Hy sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Jesus het teenwoordig geword. Inteendeel, dit was meer as 2000 jaar gelede, maar vandag, hy het so gekies om teenwoordig te wees in ons lewe, dat hy ons lewe, ons liggame, die tempel van Heilige Gees noem, dat hy kom woon binne in ons, om teenwoordig te wees in ons lewe. So, hoe spel jy die woord teenwoordig? Jy spel dit T-Y-D, tyd. Dis al. Om teenwoordig te wees is om letterlik tyd te wees. Nou daai woord teenwoordig, ek onthou die ou mense het altyd gepraat, in die verlede het hulle gepraat van present. Jy weet, 'n geskenk, waar's my present? Ek het 'n present nodig. En as jy verjaar, dan koop hulle vir jou present. Of 'n Kersdag 'n present. Daai woord present in die Grieks beteken letterlik die volgende: wanneer ek present is in jou lewe of teenwoordig is, beteken daai woord letterlik 'n geskenk. En wanneer jy 'n geskenk koop vir iemand anders, dan stap jy nie soos ek, jy gaan nie en stap in die Pro Shop en sê, "Joe, hier is 'n mooi patter. Ek dink my vrou gaan like as ek dit vir my koop." Oop, is haar verjaarsdag. Jy stap nie in 'n winkel met jou eie doelwitte in die lewe nie. Jy stap in die winkel en jou gedagte is vol van die persoon vir wie jy die geskenk wil koop. So wanneer ek dink aan haar, dan dink ek, wat gaan my vrou waardeer? So ek wil graag vir haar dit koop. Dit is wat die woord teenwoordig beteken. Dit beteken om vir haar of vir hom of vir iemand 'n geskenk te wees. Dit is nie 'n passiewe teenwoordigheid nie, dis 'n aktiewe oorgawe. Dit is eintlik gees, emosie, die wil, my fisiese liggaam is daar, onlangs om langs iemand in te kom, om tot iemand se beskikking te wees en beskikbaar te wees vir daai persoon. Dis wat dit op die einde van die dag beteken. Dis wat teenwoordigheid is. Wanneer ek sê, as vriend wil ek teenwoordig is, dan is ek daai persoon wat teenwoordig is, vol van waarheid, vol van genade. En baie keer moet ons besef, dis nie wat ons sê in ons teenwoordigheid nie, dis baie keer net ons teenwoordigheid. Dis net die feit dat ek fisies daar is. Ek onthou lank terug, het ek kry ek 'n oproep en een van my tienerleiers se pa's toe afgesterf. En my hart breek vir hom. My hart breek sodat ek nie weet wat om vir hom te sê nie. En ek besluit, kom ek ry na hom toe. Al wat ek vir hom kan sê, ek weet hoe jy voel. Want op daai stadium, 'n paar jaar voor dit is my pa toe oorlede. En ek gaan sit net by hom. En ek sê vir hom, ek is baie jammer. Ek weet hoe jy voel. Dis al wat ek gesê het. Om 'n drukkie gegee, ek het daar gesit. Hy het baie gepraat. En ek het net daar gesit. En daai aand later stuur hy vir my 'n boodskap. Llewellyn, dit beteken so baie vir wat jy vir my gesê het en die raad wat jy vir my gegee het. Ek waardeer dit so baie. En ek lees sy boodskap en ek dink, ek het niks raad gegee nie. Ek was net fisies daar. Ek was net teenwoordig en dis wat vriendskap kom doen. Ons is fisies teenwoordig in mekaar se lewe. En so wanneer ons praat oor commitment, wanneer ons praat oor om teenwoordig te wees is, dis daai commitment om op te daag. Wees daar, wees teenwoordig. Iemand het gesê, wys my jou vriende en ek wys jou toekoms. Navorsing sê dat jy word soos die 5 gemiddelde vriende wat jy het. Maar nou nie na jou vrou of jou man kyk, asseblief. Dink nog gou daaraan. Jy word soos hulle. Van jy begin met hulle, soos hulle te praat, Spreuke 13:20. Hy wat met wyse mense meng, verkry selfs ook wysheid. Meng jou met die dwaase en jy word self ook soos hulle. Dis nie Llewellyn nie, dit was Spreuke. Want die regte vriende word gebou op liefde, genade en waarheid. Een van my pastoorvriende daar bo, Louis lei Hatfield Christian Church. En Louis, ek meen, hy preek elke Sondag vir duisende mense. En Louis sê die eendag vir ons, hy sê, hy het hierdie vriend van Amerika.
En hierdie vriend het vir my sê, Louis, weet jy wat, jy is 'n loyale vriend. Jy's 'n amazing vriend. En toe haal hierdie ou vir Louis uit, terwyl die ou by Louis kom preek, en hy staan voor op die kansel, en hy sê die volgende oor Louis, hy sê, I just want to tell you guys, that Louis is an amazing friend. He's not a good teacher, but he's a good friend. Louis sê, hy het toe nog nie geweet, is dit 'n compliment, of is dit, hy weet nie, maar hy besef, okay, ten minste is hy 'n goeie vriend. Want in hierdie lewe is dit so, jy weet, iemand het eendag gesê, ek sien 'n bumper sticker, hoe beter ek mense leer ken, hoe meer lief raak ek vir my hond. Want dit gaan daaroor, mense gaan ons baie keer teleurstel. Proverbs 29:19 sê die volgende, a mirror reflects a man's face, but who he really is like is shown by the kind of friends he chooses. Dink daaraan. Die tipe vriende wat ons kies, is 'n refleksie op ons, want ek wil saam met hulle tyd spandeer. Ek word soos hulle. En Jesus kom wys vir ons dat hy soveel genade het, soveel waarheid het. Hy het dit vir ons gewys met Thomas. Thomas wat ongelowig was, dat nie regtig geglo het nie. Ons ken hom net as die ongelowige Thomas. En toe Jesus verskyn na tussen sy disippels na sy kruisiging, toe wat doen hy? Toe sê hy vir Thomas, Thomas, kom druk jou hand hier, vat jou vinger, druk dit teen my sy. Ek wys vir jou, ek is nog steeds jou vriend, ek is nie kwaad vir jou nie, maar kom, jy wil sien, ek het opgestaan, hier is dit. Hy het dieselfde gedoen met Petrus. Petrus verloon hom 3 keer. Hy sê, Petrus, dis oké. En wat sê hy? Op die openbaring van Petrus gaan hy die kerk bou. Inteendeel, Petrus, nadat hy Jesus verloon het, is hy die ou wat die kerk eintlik begin. Petrus preek en 3000 mense kom tot bekering. Dis wat genade kom doen. Dis wat waarheid kom doen. Toe hy die waarheid ontdek, toe besef hy, ek moet teenwoordig wees. En so genade en waarheid, dankie Arno, is om te besef, vandag is dit dalk 'n moeilike gesprek, en as gevolg van teleurstelling. Maar Spreuke 27:6, op 'n vriend wat jou seermaak, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordaaglik met seisoene. Die Engels sê, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy is deceitful. Dink nou gou vir 'n oomblik daaraan. Van die perspektief wat ons het, en vriendskappe ly vandag skade as gevolg van sosiale media, want ons is nie meer teenwoordig nie. Vriendskappe neem af as gevolg van die toenemendheid van werksure. Nou weer eens, dis nie julle ouens hier nie, dis die ouens in Pretoria. Vriendskappe neem af as gevolg van die egskeidingssyfer, die ontploffing van sosiale media. Ek moet vir jou sê, as ek nou my vrou omkrap, as ek en sy in 'n diep gesprek is, en ek vat my foon en ek kyk my foon, dan bly my vrou oppraat. En ek onthou aan die begin, dat ek so 30 sekondes gevat om te besef, oeps, sy het opgehou praat. Want as ek daar is, moet ek teenwoordig is. My vriende kry moet ek teenwoordig is. Ons is behep met wat ander mense van ons sê, maar wat van ons vriende? Jy weet, in die verlede het jy niemand gebel met die landlyn en gesê, jy kan nie glo wat ek gehad het vir breakfast nie. Ek het 2 eiers gehad, easy over, 'n lekker rogbroodjie, selfgemaakte botter. Ons doen dit nie. Maar vandag, almal moet weet wat jy gehad het vir breakfast. Nou, dis nie julle nie, dis ons Pretoria. Neem 'n foto sodat almal dit kan like. Dat almal kan sien, dit lyk lekker. Voordat ons eet, wag, sit eers die goedjies neer. Kom in die pot uit, ons wil 'n foto neem. En dis wat sosiale media kom doen. Dit het ons vriendskappe kom herdefinieer, en God nooi ons terug om hierdie vriendskap nader en te kan sê, kom word deel hiervan. Noem julle nie vriende, ek noem julle nie vyande nie. Is interessant dat Jesus het nie gesê, vat hierdie Bybel en lees hom nie. Wat het hy gesê? Hy sê, volg my. Volg my. Kom wees my vriend.
Want in dit, wanneer jy my vriend is, gaan ek jou leer oor die Bybel. En vandag kan ek vir jou sê, daar was iemand in my lewe met die naam van Edward Ryland, wat presies dit gedoen het met my, wat vir my gesê het, kom saam met my. Hy het my na sy huis toe gevat en ek het gesien hoe hy sy vrou hanteer en hoe hy sy kinders hanteer. Hy het my kerk toe gesleep en ek het gesien hoe hy met ander mense omgaan. Hy het my na sy werksomgewing toe gevat. Hy het my soveel geleer en al wat hy gesê het is, ek gaan net 'n vriend wees vir jou. Nie een keer tot vandag toe het Eddie ooit vir my gesê, jy moet jou lewe vir die Here gee, jy moet regmaak met die Here. Nie een keer nie. As gevolg van dit wat ek gesien het my lewe 'n ander pad gevat, het hy my verhoudingslewe en my verhouding met God kom herdefinieer en ek het gesien wat die definisie is van vriendskap met Jesus. En ek het my lewe omgekeer. As gevolg van hom. En so, Craig Rochelle het hierdie gesê, hy sê, elke vriendskap eindig ergens. Min vriendskappe eindig ergens doelbewus. Min vriende. En so wil jy nie vandag jou lewe weer net op 'n plek bring waar jy sê, ek wil jou uitnooi. Kom ons word deel hiervan. Because we impress people by our strength, but we connect with people through our weakness. En so wees intentioneel met jou vriendskappe en wees teenwoordig. Want Jesus self roep ons vriende. Wil jy nie saam met my staan en dan bid ons saam? As jou begeerte is vandag om te sê, Llewellyn, bid vir my hart, bid vir my kop, dat ek die regte keuse sal maak in my hart en in my kop, om die regte vriende te kies, en dalk is daar vriende wat ek moet besef, ek moet minder tyd spandeer saam met hulle, maar ek wil vandag kies, soos wat Jesus gesê het, ek kies jou as vriend, dat ek heel eers is my vriendskapverhouding met hom prioriteit maak, en vanuit dit, die ander verhoudinge, wat ek hoog ag in my lewe. So as dit jou begeerte is, vat jou hand, sit hom op jou hart. En ek wil saam met jou bid. En so Vader, vanoggend, is dit hierdie groot voorreg om vir elke persoon in hierdie vertrek te kan kom bid. Dat ons vriendskappe hoog sal ag, prioriteit sal maak, van dit wat ons doen ons tot eer en verheerliking van U naam. Here, die voorbeeld wat ons het, is U en U alleen, en U kom roep ons as vriende. Want U wil hê ons moet verstaan hoe hoog U ons verhouding prioritiseer. Seën elkeen, Here, wat hier is vandag. In Jesus naam. Amen en amen.